Goeiemôre, geliefdes. Ek is Hubert Ferreira, leraar van die AP Kerk in Hoedspruit, en ek wil vir ons graag voortgaan in ons studie oor Numeri 32. Ek lees vir ons weer die 23ste vers. Maar as julle nie so doen nie, kyk, dan sondig julle teen die Here, en weet dan dat julle sonde julle sal uitvind. Nou, ons het gister gesien dat die teks handel oor die sonde van versuim. Die twee stamme, Gad en Reuben, moes saam oortrek na die beloofde land toe, hulle moes saam gaan veg het vir die beloofde land, nadat hulle nou vir 40 jaar in die woestyn geswerf het. En dan kom hulle op 'n punt en dan sê hulle, maar ons wil nie, ons wil sommer net hier bly. Ons is gelukkig met die grondgebied aan die kant van die Jordaan. Ons wil nie oortrek nie, ons wil nie saam gaan veg nie. Julle kan maar gaan veg. Julle ander 10 stamme gaan veg daai kant en dan vat julle die grond. Ons wil dit nie hê nie. Ons gaan net hierdie kant bly. Nou, die oomblik as hulle dit sê, dan sal daar 'n paar probleme wat ontstaan. En die eerste is wat ons sien is dat hierdie is 'n sonde van luiheid. Hulle was niks anders as 'n bietjie lui gewees nie. Want hoor, as jy nou gaan kyk na die teks weer en jy gaan lees dit nou self in Numeri 32, die eerste paar verse, vers 1 tot 4, dan sal jy sien hoe redeneer hulle. Hulle redeneer, maar hierdie is wonderlike landbougrond. Ons het beeste, hierdie veiding is fantasties vir ons beeste en ons bokke en skape. Dis wat ons wil doen. So hoekom moet ons nou verder trek? Kom ons bly sommer net hier, dan kan ons maar sommer hier maar ons ding doen. Maar die vraag is, wat nou van die res van die Israeliete? Wel, maar hulle reken, julle kan ons maar gaan veg. Ons gaan nie deel hê van dit nie, ons gaan nie erf saam met julle nie. So, hoekom moet ons nou verder trek? Ons het klaar gesien hoe lyk oorlog. Ons het klaar gesien, dis nie iets wat ons wil hê nie. So, julle moet maar aangaan. So, jy sien nou hoe agterbaks is hulle. Want die Here sê vir die volk, maar julle moet saam stry. Julle moet saamwerk. Julle moet saam die beloofde land inneem. Maar die oomblik toe hulle kry wat hulle wil hê, toe sê hulle, nee, wat ons is nou nie meer dis nou nie meer nodig vir ons om verder te trek. Nou voordat ons te vinnig vir hulle vinger wys en sê, hoe kan jy glo hoe mense is en wat doen hulle, moet ons besef dat die kerk vandag vol van sulke mense sit. Die kerkbank is dit stampvol van mense wat presies dieselfde redeneer. As mense wat sê, man, ek is veilig, ek is mos gered, ek is mos 'n kind van die Here, ek is gewas in sy bloed, ek het mos my plek in die hemel, hoekom moet ek nou iets doen? Hoekom moet ek nou saam beklei? En as hierdie vreemde teenstrydigheid wat ons kry, want hulle sê hulle is kinders van God, want hulle stry vir die Here, maar dan verval hulle in hierdie vleeslikheid, hierdie gemaksigtigheid en sê, maar hoekom moet ons verder gaan beklei vir iets wat ons nie eintlik niks met ons te doen het nie. Ons het mos reeds ons deeltjie gekry. En dis niks anders as geestelike luiheid. En ons sien dit oral. Sulke mense sal baie keer sê, ja, maar die dominee moet 'n goeie preek preek. Want ek soek Sondag wil ek kerk toe kom. Ek soek 'n pitkossie vir my week en dis asof hulle hierdie Sondag aankom sit by hierdie buffet ete en die dominee moet vir hulle volmaak. Maar die oomblik as jy vir hulle sê, maar weet jy wat, sal jy ook jou wapenrusting aantrek? Sal jy ook saam veg? Sal jy ook kom, laat ons die goeie stryd stry, dan sê hulle, nee, dankie. Nee, ons sien nou nie kans daarvoor nie. Jy sien, hulle wil net ontvang, maar hulle wil nie gee. Hulle wil sit, maar hulle wil nie veg. En die Bybel sê duidelik, as die gelowiges nie uittrek na die oorlog van die Here nie, as julle nie stry vir die Here en vir sy volk nie, wees verseker, dat julle sondes julle sal uitvind. Die sonde van niks doen, is nie 'n ligtelike saak. Die sonde van niks doen, terwyl jou broers en susters moet veg in die oorlog, breek eintlik met beide die tafels van die wet. Want dis liefde vir gemak, in plaas van liefde vir God, en liefde vir die medemens. Met ander woorde, dis maar niks anders as die eie ek nie. En daarteen behoort ons te waak. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons kom wys op ons eie selfsugtigheid, want hoeveel van ons sit nie maar net in die kerk op Sondag en sê, ek wil ontvang, ek wil hê, die dominee moet vir my dit of dat gee, ek wil my pitkos hê, maar self is ek nie bereid om iets te doen nie. Here, wil U ons tog vergewe van hierdie sonde van luiheid, en wil U vir ons rig en lei op die regte spoor, die spoor van waarheid, en dat ons sal besef dat ons ook 'n roeping in hierdie lewe het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.